Vandag gesels ons met Elsabie Eberson, illustrasiekunstenaar onder andere. Ons sal 'n bietjie later hoor wat nog, maar baie welkom hier by ons vandag Elsabie en hallo Lyn. Ja, hallo julle. Dankie julle, hallo. Baie dankie Elsabie. Dis hy, laat ons wegval. Ons het ongelooflik baie vrae. Ek het toe ek begin vra optrek, toe trek ek hier by nommer 18. Toe dink ek kan nie, ek weet ons het nooit tyd eers. Ons sny dit fyn met 13 vrae. So toe moet ek gaan teruggaan en edit. So ja, so baie dankie dat ons dit kan doen. Ons het regtig baie vrae. Ja, ek dink vir ons persoonlik ook en ook vir ons vir die mense wat baie geïnteresseerd is in illustrasiekuns. Ek dink in Suid-Afrika is die industrie baie geslote. So vertel ons bietjie meer van jou reis tot by illustrasiekuns. Wat is jou agtergrond, wat is jou opleiding en hoe het jy gekom tot waar jy nou sit met 'n veertjie in die hare ook nou nog? Dankie Marisa. Dis 'n interessante paadjie. Ek dink meeste van ons wat in die kunsbedryf opeindig is maar het nog altyd geweet jy hou van kuns en kreatief wees. Lapverf saam met my ma gedoen, kaartjies, jy weet enige ding, jelly printing, teken, pastel, verf, alles onder die son. Ek's baie gelukkig dat my ma ook kreatief was en kreatiewe stokperdjies gehad het. So as daar 'n nuwe ding was, dan het ons die kursus gedoen of al die goed gekoop en dit probeer. So van skooltyd af op skool het ek ontwerp gehad as vak tot op hoërskool, eksterne kunsklasse ook geneem. Toe het ek ingenieurswese gaan studeer. So ek is 'n elektroniese ingenieur ook. Vir 'n paar jaar weggebreek, nie tyd gehad vir kuns en illustrasies en daai passie wat ons almal het nie. Getrou en kinders gekry en ja, hele paar jaar wat dit maar bietjie minder van my tyd bestee het en toe het ek naderhand sielsdodend geraak in die situasie en weer begin vir myself tyd maak om te teken, net sommer in my eie sketsboek my kunspraktyk op te wakker. Toe het ek begin met waterverf, myself waterverf geleer op skool. Het ek gedink, ag dit is flou en vervelig, jy weet hierdie uitgewaste blommetjies teen almal se mure by die ou tannies. Nou is ek 'n baie groot aanhanger van waterverf en ek kan nie nou dink dat ek dit ooit gedink het nie. Ek het begin aanlyn kursusse loop en toe het ek begin troeteldiere verf. Ek het vir Dogtown wat 'n animal shelter is hier in Pretoria. Ek het hulle 'n kalender geverf vir hulle wat ek die hondjies geverf het, een vir elke maand. En van daar af het ek petportret kommissies gedoen. Toe het ek my eie kinderboekie begin skryf en illustreer. En vir 'n vriendin het toe uitgereik. Dit begin altyd by iemand naby aan jou wat ek het 'n storie, sal jy vir my illustreer? Toe het ons dit gedoen en toe het ek begin meer ernstig in kinderboekillustrasie inbeweeg en 'n kursus gedoen, Children's Book Pro, van ja, Rarig. Het jy gedoen? Ek het die heel eerste een gedoen wat hulle aangebied het. Dis redelik intens vir 10 weke, want is aanlyn, dis live, jy het huiswerk elke week, so maar dit is verskriklik goed saamgestel. En dit het my 'n basis gegee van hoe om kinderboeke van daar af aan te pak. Ek kan net oortuig, want ek kyk al so asseblief doen dit. kursus. Jy sal nie spyt wees nie. Hulle is fenomenaal. Ek wil dit weer deurgaan, ek het net nog weer die tyd gehad nie. Ja, en hulle het dit nou al weer aangepas. Ja. Ons is avid groepies, SWS. Ons is avid 3-point perspective groepies. Ek het daai podcast van die begin af reg deur geluister en tot jy opvang en dan sukkel jy om soos wanneer kom die volgende een uit? Ek is wel. So dit het vir my daai basis gegee. Intussen het ek ook ander tipe illustrasies gedoen wat ek probeer het illustrasies op produkte doen, kunsuitstallings doen, net om te vind in watter lyn kan ek hierdie besigheid bietjie finansiëel lewensvatbaar maak. Ek het gevind byvoorbeeld met produkte,
as dit is wat jy wil doen, dan moet jy all out gaan, want die administrasie en bemarking en getting the products out there vat soveel tyd Baie werk. en iemand gaan nie by 'n tuisnywerheid instap en jou pragtige beker sien en hom koop vir 'n geskenkie net omdat hy daar is nie. Jy moet 'n brand word en dit moet wees wie jy is en jy moet oral wees. So in my geval was dit nie die rigting waarna ek verder wou gaan nie. Ek het baie geleer. Dit was baie interessant om te sien hoeveel werk gaan agter elke produk wat mens probeer skep in. Dis nie net so maklik om 200 weergawe van iets daar te hê nie. Jy gaan dit nie verkoop uit jou garage as jy 'n webwerf het en hoop iemand kry jou webwerf nie. So ek het kinderboek illustrasies meer aangegryp en pursue. Dit begin maar by geleenthede soek, geleenthede raak sien, vir jouself geleenthede skep, cold calling, nie bang wees om uit te reik en te netwerk nie, want sonder kontakte gaan jy nie werk kry nie. Mense soek nie random illustrator en pop op nie. Jy ken iemand wat iemand ken wat jou aanbeveel. Dis in die kunsbedryf hoe ek glo dit is so. mens groei. Ongelukkig is dit in Suid-Afrika veral so, ek dink die boekuitgewery is baie niche en 'n baie klein, noue band familie. En iemand ken iemand en dit is so dat daai werk gekry het. Dit is regtig so. Ek het dit nou al keer op keer ervaar. En net om e-posse uit te stuur, ek weet ek en Lyn kan daarvan getuig, ons stuur maand op maand, stuur ons e-posse vir elke boekgewery uit. En daai teleurstelling wat jy kry wanneer jy 'n e-pos terugkry wat sê, jy weet, kind of thank us, we'll call you, jy is nou op ons boeke, ons sal jou gedagte hou. Of jy kry nie eers 'n antwoord nie. Of jy kry nie. Vir 2 weke het ek 80 e-posse uitgestuur. Dink ek, want ek het deur daai lys gewerk. Toe ek, as ek nie dit gaan doen nie, gaan ek nie weet nie, dalk slaan ek iewers 'n vlieg raak. En uit daai die 3 gesê, verskriklik dankie, ons is op soek. Ons sit jou op die boeke, baie dankie. Ons laat jou weet ons het databasis. Die ander sê nie eers vir dankie nie. Dankie Kubai nie. Dankie nee, dankie nie. Ja, jy hoor net niks nie. Jy hoor net niks. Die manier wat ek ingekom het, as ek dit nou so kan sê, by 'n groot publiseerder. Ons kan net nou oor my boeke gesels, maar meeste van die boeke wat ek doen is vir Lapa uitgewers en hulle is 'n fantastiese span mense. Ek het oorspronklik ook vir 'n volgende vriendin, spelterapeut, wat geskryf het, geïllustreer en sy het toe by Naledi publiseer. So toe die teks en die illustrasie saam voorgelê, amper reeds voltooide pakkie en hulle aanvaar dit toe en daar het ek met hulle kinderboek editor begin nou saamwerk, haar leer ken en sy het my voorgestel aan publiseerders vir wie sy ook werk. En getuig van werketiek, op tyd, kwaliteit. Jy weet dit wat mense dink, almal is airy-fairy, jy gaan laat wees, jy worry nie, jy is ongeorganiseerd, so hulle is bang om 'n nuwe persoon te probeer. So iemand wat vir jou kan getuig en sê hulle het reeds saam met jou gewerk en behalwe vir jou kuns wat alright is, het jy die persoonlikheid en die etiek om 'n professionele persoon te wees. Dan weet hulle kan met jou werk. Ek dink van die mark waarna hulle werk is baie hoë risiko. Daai deadlines is verskriklik stewig, jy weet, en as hulle nie by hulle deadlines hou nie, die ripple effek wat dit het op die hele industrie terug. So jy moet iemand hê waarmee jy werk wat jy regtig kan staat maak. So ek verstaan dit heeltemal. Ja, dit is riskant. En ons het nou so 'n bietjie gepraat oor hoe jy nou in die industrie ingekom het en dan wat doen jy alles saam met dit? Want ons gaan nou 'n bietjie daarby uitkom ook. Ons het nou daaraan geraak dat dit 'n baie klein mark is, dis baie kompeterend. Hulle gaan nie kansse vat nie, al daai goeie. So dit is 'n groot uitdaging en ons kan praat oor jou ervaring met die verskillende uitgewers so min of meer as jy wil, maar oor wat doen jy alles om 'n bestaan te maak? En wat is die realiteit van kinderboek illustreerder wees? So ek het
aan die begin hierdie groot drome gehad van jy kan jou permanente werk los en heeldag prentjies teken en alles is baie lekker en jy kan net dit doen en steeds 'n inkomste verdien wat finansiëel lewensvatbaar is en toe het ek maar terug grond toe gekom toe ek begin besef hoeveel Met 'n harde word jy slag. betaal vir 'n Ja. vir 'n boek in Ja. vergelyking met die hoeveelheid ure en maande se werk wat daarin gaan. Ja. Een boek se betaling waarin jy Ja. dalk 6 of 8 maande werk, kan jou 1 maand dra, Ja. byvoorbeeld. Jy kan Ja. nie Ja. 6 na 8 maande se werktyd dra daarmee nie. So toe het ek, soos ek reeds gesê het, ek het ander goed probeer soos bietjie produkte en kunsuitstallings, maar die tyd daar agter vir die finansiële wat jy daar uit kry, kan nie regverdig word as dit 'n side gig is nie. Dit is of for all in or nothing. Jy moet amper 'n winkel oopmaak om dit te laat werk. Wat ek toe begin doen het, is deur 'n ander kinderboek illustreerder het my in graphic recording ingekry. So dis 'n korporatiewe kant van illustrasie. Baie mense is nie bekend met wat dit is nie. Ja. Mense noem dit sketchnoting, graphic recording, visual practitioners, wat noem hulle dit nog? Is daar so klomp terme, maar wat dit is in 'n korporatiewe workshop of 'n Ja. konferensie, as daar Ja. sprekers is of hulle doen strategie sessies, dan is jy daar as amper iemand wat dit wat gebeur live grafies vasvang. Ja. Jy neem nie notas en skryf al die punte net so neer nie, jy luister 'n bietjie en dan teken jy 'n eenvoudige prentjie wat die key konsep illustreer. En jy doen dit live terwyl dit gebeur sodat dit die mense se aandag hou en dan onthou hulle as hulle na die tyd die visual sien wat gebeur het. Ja. Wow. So mens kan dit doen op 'n groot papier of ek verkies om dit op my iPad te doen en dit te display op 'n skerm terwyl ek daarop werk. Ja. Ek het nou die dag vir iemand 'n onderhoud geluister van mense wat dit doen. Dis verskriklik interessant en senitergend Exact. en Ja, presies wat ek Mens jou nie stil te hou nie. wat ek vandag so vinnig dink. ja, so Okay. en dit vind plaas in die meer jy weet by jou banke, jou enige groot maatskappye. Ek met kliënte van my is soos Investec of Absa of Netbank of Gibbs Ja. Business School. Ja. Jy weet dis groot industrieë wat geld het, wat kan betaal vir hierdie diens wat jy vir hulle lewer, wat dit die moeite werd maak. Ja. So dit is die kant van my illustrasiebesigheid wat my kan in staat stel om kinderboeke te doen waar my passie lê. Ja. So die twee balanseer mekaar uit en dit beteken ook ek hoef nie vir elke kinderboek ja te sê as die boek nie vir my interessant is nie, want ek het iets anders wat my finansiëel kan ondersteun, wat die werk self is steeds kreatief. Partykeer is dit bietjie meer vervelig want jy moet vir 'n myn 'n poster doen of 'n strategy journey net illustreer met bergies en riviertjies en dit vir hulle interessant maak, maar dit is meer vir die finansiële kant daar agter kan jou dra en dan kan jy jou passie uitleef in jou kinderboeke. Okay. So dit is die manier wat ek my besigheid saamstel wat vir my werk, Okay. om daai twee kante te balanseer met mekaar. So hoe was dit jou eerste keer wat jy so iets moes doen? Hoe was dit vir jou? Gelukkig die eerstes wat ek gedoen het, het ek die kamer gaan voorberei die dag voor die konferensie. Okay. So dan is dit die hele dag, jy het witbordmure wat van onder tot jy staan op 'n 5-step ladder tot bo en jy werk met whiteboardmakers en jy doen die hele muur, die hele vertrek vol. So jy vat die hele dag om die muur mooi te maak, maar dis nie live nie. So daar het jy die hele dag om te doen. Okay. En ek het 'n paar sulkes gedoen om te begin verstaan watter tipe hoe kan ek sê visuals die mense nog steeds kan herken. So, want mense moet ook verstaan die mense wat in daai industrie werk se visuele interpretasie is, hoe kan ek sê, amper basies. Jy weet, 'n pyltjie wat opgaan is growth. Jy gaan nie nou vir hulle 'n hele aquarium of 'n terrarium teken met plantjies wat groei
Dit Nee. moet eenvoudig genoeg wees om die konsep te illustreer wat hulle kan verstaan, maar net bietjie Ja. meer interessant as 'n PowerPoint se Ja, clipboard okay. icon. Maar die eerste keer wat ek dit live moes doen was baie teentergend geweest. Ek dink ja. te doen. Ek het baie gestres, maar daarso het ek ook 'n ondersteuningsnetwerk van visual practitioners in Ja. Suid-Afrika Okay. waar ek baie vrae kon vra. Die persoon wat my voorgestel het, Jan, ons Ja. is 'n groep en die eerste werk wat ek gekry het van daai is iemand wat gesê het, hoorie, ek's besig, wie's beskikbaar. Ja. Dis so tipe groep wat ons Ja. is. Dieselfde met die illustrasies wanneer Ja. ons nou daarby gaan kom in die Ja. netwerk in Suid-Afrika. Dis 'n groep wat die Ja. industrie probeer opbou, Ja. wat vir mekaar werk uitdeel as hulle besig is en mekaar help en terugvoer gee. Dis nie 'n as ek dit nie kan doen nie, kan niemand dit doen nie en ek hou hierdie kliënt Ja, en so ek kan vir styf niemand vas. sê nie, ja. Ja. Maar dis baie stresvol nog steeds om live te werk. Ja. So dit kanselleer so half my volgende vraag uit. Werk jy tradisioneel? Nee, nie noodwendig nie, maar Wat verkies jy om met die hand te werk of digitaal te werk? En wat vind jy in die industrie, spesifiek nou met kinderboeke, wat verkies die mense meestal? So om jou vraag bietjie om te gooi, ek verwys eerder daarna as analoog mediums en digitale mediums, want alhoewel ek 'n digitale platform gebruik, werk ek met die hand. Ja. Ek werk met 'n pen. Ja. Ek kies mediums wat 'n analoog gevoel het. Ja. So wanneer ek illustreer, ek gebruik gouache, ek gebruik potlode, ek gebruik goed wat tekstuur het. Ja. Want ek hou nie van 'n airbrushed animation look op kinderboeke. Ja. As iemand my werk in 'n kinderboek sien, dan sal hulle nie raai dis op 'n iPad gedoen nie, want ek gebruik nog steeds die verskeidenheid brushes wat ek op my studio tafel sou gebruik het. Maar alles gebeur met 'n pen in my hand. Ek het nie 'n rekenaar met 'n muis en 'n AI en 'n klik en 'n Photoshop. Dit is net in plaas van om die kwassie uit te haal, kies ek die kwassie. Selfs klere wat mens meng, jy meng selfs jou klere terwyl jy digitaal illustreer in plaas van om net klere te piek van 'n pieker af. So jy pas jou proses 'n bietjie aan. Net om die program te leer, maar op die ou einde is dit eintlik dieselfde met die resultaat wat jy kry. En ek begin altyd eers op papier. Ek kan nie begin. Sukkel jy nie met die tekstuur van die ek het 'n paper-like protector op die iPad sodat hy nie so vlei nie. Praat daarvan, ja. Dat is vir hulle te glyerig en okay. Wat program gebruik jy? Ek gebruik Procreate. Jy sien, dis hoekom sy SWF se kursus doen. En dan, sorry, ons gaan nou so 'n bietjie rondspring hierso tussen ons beplande vrae, maar wat verkies die uitgewers meestal dat jy eerder digitaal werk? Of jy digitaal of analoog werk, jy moet vir hulle 'n file stuur. Jy gaan nooit vir hulle jou kuns pos nie. So jy moet dit in elk geval op die ou einde in 'n digitale formaat kry en dan moet jy dit scan en bietjie edit dat dit reg lyk en dan stuur. So vir hulle maak dit nie saak wat jy doen nie. As hulle hou van jou styl op grond van jou portfolio, dan gaan hulle jou kies. Hoe jy daarby uitkom is nie vir hulle het nie 'n saak daarmee nie. Dis waar. Ons moes een keer 'n costing sheet vir iemand stuur, maar ek kan glad nie onthou nie. Dit was ook 'n hele ruk terug. Toe het hulle vir ons costing gevra vir met die hand en digital. Onthou jy dit? Dus dit was seker dit was so in elk geval. Ek dink daai tyd het bietjie verander. Maar dit was omtrent, ek dink dit was so met lockdown daar rond. Toe vra iemand vir ons om casting te stuur, toe het hulle dit opgesplit. Maar in elk geval. Ek dink ek het uitgeklatsch met al daar was so baie papierwerk geweest en ek het net soos ek het ook gedruk want dit was 'n een dingetjie dit en 'n een dingetjie dat. Hierdie digital daar ek dit ek vir 6 kolomme casting, dit was belaglik. Maar in elk geval ek het dit ingevul want ek wou werk gehad het. Waar is ons nou? Wat se programme werk sy mee? Jou proses. Ja. Okay, vir my proses het ek vandag vir julle sommer
Die goedjies hier byderhand om te wys hoe ek dit aanpak. Ja. In terme van my publiseerders met wie ek die meeste werk, Lapa, ek's verskriklik Ja. gelukkig met die span wat ek het en ons het nou al Ja. 'n paar boeke saam gedoen, so hulle het Ja. vertroue in my proses en Ja. ek ken hulle goed. Ek kan amper net, ek kry net 'n manuskrip. So Ja. hulle gee vir my eerste ding wat ek doen is ek print my manuskrip uit, net Ja. so sonder illustrasienotas as ek gelukkig is. Ek Ja. hou nie van illustrasienotas Oh, nie. Ja, dis nee. die ergste. Ja, hulle is die ouens wat daai uitdink, dink ek nie baie keer weet hoe teken werk nie. Nee, so as ek gelukkig ken hulle my nou al goed genoeg, so ek kry die manuskrip net so of deesdae is ek en die skrywers al goeie vriende, so dit help ook. ons stuur dit sommer saam in. Ek het al die manuskrip gesien nog voor Ja. hulle dit gesien het en maar dit kom met tyd. Dit is nie aan die Ja. begin natuurlik Nee, hoe dit is nie. Nee. So heel eerste kry ek my manuskrip en ek lees die storie een keer deur. Dan op die manuskrip begin ek so 'n bietjie onderstreep en highlight wat staan vir my uit, wat dink ek gaan ek illustreer of watter scene voel ek moet geïllustreer word. Partykeer begin ek sommer al daarso idees skribbel rofweg en baie keer is dit op die einde die idee wat verder gaan. Maar vir demonstrasiedoeleindes gaan ek deur hierdie boek se proses gaan. Daar's 'n towerponie in my bed, Oulik. geskryf deur Marteliese Faber. So nadat ek die manuskrip kry, dan behalwe vir karakterontwikkeling wat ook Ja. begin met pen en papier, doen ek thumbnails van die hele boek. Oulik. So ek beplan die uitleg van elke scene baie rofweg, hoe ek sien dit moet gebeur en maak spasie vir die teks en baie keer gebruik ek selfs hierdie beplande uitleg gedurende my karakterontwikkeling, want ek weet klaar die dogtertjie gaan iewers moet dans. So terwyl ek my pauses doen, het ek die dogtertjie klaar in 'n pause wat sy gaan wees of hier iewers moet sy sit saam met die towerponie. Ja. Dan maak dit my werk aan die einde minder omdat ek reeds voor die tyd gedink het hoe gaan hierdie karakter reeds optree in die boek. So ek Ja. hoef dan nie net 'n basic pose sheet te hê en dan alles oor te teken nie. Ek werk dit so half in een slag in. So om een van die prentjies, hierdie thumbnail, nou net as julle daar kan sien, daai thumbnail. Ja. Mens kan nie eintlik sien wat dit is as jy daarna kyk nie, maar dan gaan ek die finale prentjie wys van die boek. En dis een van my gunsteling illustrasies van die hele boek. Ja. Oh, dit is so oulik. Ag. Dis baie oulik. So dis die finaal. En as ek nou om naby wys, ek meen dit is gouache en potlood en Ja, dis ietsie van redelik- alles, ja. tekstuur heavy. Dis nie airbrushed of ek Ja. daar's charcoal en alles in. Maar wat ek doen van die thumbnail stage af, wat in papier is dit scan ek in. En dan op my iPad trek ek vir my templates op. Ek kan hierso my skerm probeer deel. Dan kan ek vir julle wys, share screen without audio, start broadcast. So, dit is hoe ek op die iPad, ek trek my margins in. So vir 'n kinderboek het jy altyd 'n gutter in die middel wat Ja. alles ingesluk word. So jy moet seker maak daar's nie 'n gesig of iets belangrik wat daar in die middel ingeslurp word nie. Padteken. Ja, iets wat belangrik is, moenie daar ingaan nie. En jy het bleed, jy het bietjie ekstra spasie nodig en jy het blokke waar die teks gaan kom en jy het natuurlik teks ook. So wat baie belangrik is ek sprei as die manuskrip nie reeds vir my uitgesprei word nie. Party van die redakteurs gee dit vir jou en sê dis bladsy 1, 2, 3 en sprei dit Oh, uit. dis nice, ja. Ander sê ek vir hulle, dis hoe ek dit gaan versprei. Okay. As ek voor die tyd by die proses en by die outeur betrokke is, dan Ja. versprei ek dit op grond van hoe ek die illustrasies wil doen. En dan maak ek seker ek sit die teks in
voor ek my illustrasie doen. Want ek moet weet daar's genoeg spasie vir teks. Julle kan daar sien op daai teks, dis in 'n baie basiese formaat. Sodra ek my illustrasie vir hulle gee, dan kry ons vir 'n baie goeie uitlegkunstenaar om die teks kreatief uit te lê. Maar omdat ek reeds in min of meer die regte grootte teks geplaas het, het sy genoeg spasie en dis nie oor die ekskuus gee vir my hierdie in leiers want dit pas nie in nie of hierdie moet ons nou rondskuif of so iets nie. So as mens voor die tyd aan al hierdie goeters dink, dan maak dit jou werk en die persoon wat die boek uitlê se werk baie makliker. Nee, verseker. Hoe lank doen jy hierdie al? Ek dink ek het in 2020 my illustrasie besigheid al begin verder vat. Okay, so dis nou al 'n hele ruk wat jy. Ja, so Vir ouens net te laat weet dit gebeur nie oornag nie. Nee, glad nie. Ek het vir eerste boekies, hierdie was vir 'n vriendin, die heel eerste boekie. Hierdie was vir 'n outeur in Engeland gewees. Dan het ek al geïllustreer vir iemand in Amerika. Hierdie was vir die spelterapeut gewees. Hy is later vertaal. Hierdie was met fisiese waterverf en fine liners en potlood gedoen, hierdie boekies. Want ek het dit gedoen voor ek 'n iPad gehad het. Hierdie enetjie ook. Hulle is so oud. Dit is so mooi. Ek hou van die formaat, dit is afval vierkantig, dit is mooi. Ja, daar is vierkantig. Nou hierdie is 'n reeks. Hulle is baie oulik, hierdie is die een waarvoor jy veertjie gekry het. Ja, daai een is die woord veertjie, maar is natuurlik saam met Rihanna Skeepers. So ek is besonder gelukkig om haar nou goed te ken. En ons het ook saam voorgelê en ons was saam aanvaar as skrywer en illustreerder, want gewoonlik kies die publiseerder die illustreerder. Maar ons het Saartjie voorgelê manuskrip en illustrasies en van daar af het die reeks begin met Saartjie en Lisa Liefbesie, so 7 verlore kolle, Alton Akkedis se 7 sterte het ek 2 weke terug ingehandig. Hy kom hierdie jaar uit en daar sommer nog 'n paar in die volgende paar jaar wat reeds opgelyn is ook. Dit is wonderlik. En dan hierdie is hoofstukboekies wat nou bietjie meer teks het en minder, dit is nou vir groter kindertjies. So hierdie is so oulik. Fanny Viljoen het hierdie boekie geskryf. Die teks is ook mooi, Dis hy's nou op vir 'n letterkundeprys op die kortlys ook hierdie jaar. Hy is wonderlik. So dis sommer so 'n paar van die boekies en my proses. Is daar nog vrae oor die proses wat ek meer duidelikheid moet gee dalk? Nee, wat ek dink dit is ek dink hoe vind jy wat is jou frustrasie? Wat is vir jou weer die grootste frustrasies en uitdagings? En en hoe hanteer jy dit? Vir my is dit wat hulle betaal vir die werk wat jy inset. Ongelukkig hoe die industrie homself bevind en van die uitgewer se kant af, hulle het nie meer geld nie. Hulle kinderboeke maak nie geld nie. Hulle Afrikaanse kinderboeke se printruns is 1000 boeke. En dan sou dalk 'n herdruk as jy gelukkig is. So kinderboeke dra nie die publikasiehuis nie. Die ander boeke dra die huis. So hulle het nie 'n groter begroting beskikbaar nie. So daai is vir my iets wat aan die begin vir my baie sleg was en wat ek amper nee gesê het vir boeke. Maar omdat ek my besigheid nou so kon verander, diversifiseer, dis 'n mooi woord, is ek in staat om nog mooi boeke te maak, want ons wil mooi boeke hê in Afrikaans, in ons land, wat nie net oorgekoopte rights is nie. En vertalings is en so dis nou maar my benadering en hoe ek vrede gemaak het daarmee. Ek dink so en ek dink die enigste ander manier wat 'n mens regtig sal kan geld maak is soos wat jy in die begin ook gesê het, is as 'n mens vir oorsese uitgewers werk en om daarin te kom is regtig moeilik. Dit is nie 'n maklike industrie nie en ek dink die kompetisie is net so groot.
Ek weet nie, ek nie dat ek sê ons kan nie Kersfees hou by Absoluut. internasionale illustreerders nie, dis glad nie wat ek sê nie, inteendeel. Maar ek dink net daar's net soveel van te kies wat hulle ook, dis dieselfde effek. Hulle ken iemand wat iemand ken en dit is hoe hulle nou maar Ek dink mense. hulle het dieselfde finansiële uitdagings ook. Ek dink dit wat ons het dit dalk meer en hulle het dalk minder, maar ek dink dit Ja. is soos wat ek optel met mense na wie jy luister of internasionale illustreerders, ek dink hulle het almal daai finansiële, dit is maar daar. Dis as Ja, ons ja. hier sit en dieselfde Ja. betaal word in dollar, dan kan ons 'n lewe maak, maar as jy daar Ja. gesit het en in Ja. dollar betaal was Ja. dit nie moontlik nie. Ja, nee. Ons het 'n paar illustreerders in Suid-Afrika wat nou al agente gekry het oor see. Ja. So iets wat ek vir enigiemand kan aanraai as hulle wil deurbreek is om by SCBWI aan te sluit. En ons Suid-Afrikaanse afdeling is regtig 'n groep lekker mense, opbouend. Ons het 'n WhatsApp groepie, almal help mekaar uit. Ons is ook daai tyd toe die departement het Ja. al die uitgewers het vir die departement boeke voorgelê en almal het nog illustreerders gesoek. Ja. Ons het almal werk uitgedeel aan mekaar en gesê luister, Ja. hierso is nog Ja. een, hier's nog een. En in so groep Ja. help mense mekaar ook om werk te kry, om jou naam uit te kry. Hulle het byvoorbeeld al gereël dat Jacana en NB Publishers en so aan met ons kom praat. En dan sê die publiseerder vir jou, stuur vir my 'n persoonlike e-mail met jou portfolio. Ja. Want jy het nou 'n Zoom bygewoon waar daai persoon met jou gesels het en hulle is dan bereid om te kyk na jou portfolio. So op daai manier kry jy geleenthede om deur te breek in die industrie en ook van ander te leer wat reeds paadjies gestap het tot waar hulle is. Ja. Ja. Dankie dat jy dit met ons deel. Ja, en vertel vir my, hoe balanseer jy dit alles? Want jy doen, klink vir my 'n hengselong goed. Dit klink rof. Hoe balanseer jy jou werk, jou persoonlike lewe? Hoeveel kinders het jy? Ek het 2 seentjies wat baie besig is. En hoe pas jy dit alles in? Het jy 'n vaste skedule? Ek weet dit was moeilik om met jou afspraak te kry want jou skedule is so vas, maar vertel vir die ander hoe loop jou skedule? Ja. Ja, ek moet sê wat sê hulle altyd, as jy wil hê iets moet gedoen word, gee dit vir iemand wat besig is, né? Ja. Dit is so. So ek het 'n vaste werk in die oggende ook. Ek is steeds 'n ingenieur ook. So ek het kantoorure in die oggende wat ek maak van my kinders gebore is, het ek 'n halfdag pos gevat. So halfdag met die doel om in die middag oop te wees. So in die middag ry ek kinders rond na skaak en landloop en swem en stoei en MMI en huiswerk en Bybelvas vra, en so in die middag is ek op en af. Wat ek wel begin doen het om myself gesond te hou is ek oefen saam landloop wanneer hy landloop doen. Sodat ek nog steeds oefening inkry, want ek was altyd baie lief vir oefening, maar daar was net nie meer tyd nie. So dit werk ek in. Ek oefen terwyl hulle oefen aan die sport wat ek ook kan doen. En omdat ek my proses so aangepas het dat ek enige plek kan werk, het ek altyd my sketsboek in my kar. As ek sit en wag langs 'n saal, sit ek en doen my rafs. Of ek vat my iPad saam, want ek kan verder gaan in die kar en werk. So wanneer ek tye het wat ek vir hulle wag, kan ek aangaan met my werk as die tyd dit toelaat. Maar meeste van my illustrasies doen ek maar aan die aande as almal klaar gekos het en in die bed is en skoon is en reg is vir skool. En as ek 'n deadline het, dan slaap ek bietjie min. Ek sal dit nie aanbeveel nie. Dit is partykeer wat nodig is. Naweke sit ek langs skaaksale en probeer illustreer. So daar is 'n bietjie wat jy moet prys gee, veral in die tyd wat jy jou besigheid opbou. Waar jy amper alles wat vir jou aangebied word, moet aanvaar net om te groei, net om te skep, om jou portfolio te bou en om jou naam daar uit te kry. Wat ek wel kan sê is, moet nooit iets aanvat wat jy nie 'n deadline voor kan maak nie. Want om dit eers agter jou naam te hê as iemand wat onbetroubaar is en laat is,
kan jou baie skade aandoen. Ja. So dis iets wat mense wat vir jou vra vir werk, weet nie altyd hoe lank neem iets nie, en dan sê hulle, kan nie maar hulle soek 'n kinderboek oor 2 weke, en dan sê, nee, dit werk nie so nie. Jy gaan nie eers vir my terugvoer gee in 2 weke nie, en dan verwag jy ek moet dit regmaak. Ja. Ja, dit is wat hulle doen. Hulle wag op Hulle doen terugvoer. dit. En dan jy Ja, daaraan in plaas van 10, 14 dae het jy 3 dae. ja. Want dit het net nooit na jou toe teruggekom nie, ja. Ja. So ja, ek probeer dinge maar inpas. Wanneer ek korporatiewe werk soos graphic recording doen wat 'n voldag sessie is, dan vat ek verlof. So op daai manier probeer ek nog alles inbalanseer. Die ding met 'n kreatiewe beroep wat jy vir jouself werk is ook, dis nie konstant nie. Dit gaan so. En op die stadium, voor die ups nie die downs kan dra nie, jy moet weet waar is jou gemiddeld, hoeveel maande kan jy jouself dra met 'n goeie maand, as jy 3 of 6 stil maande het. So vir iemand wat nuut is in die bedryf, moet jy net bietjie besigheids navorsing gaan doen en kyk wat het jy nodig, wat is realistiese uitgawes en inkomstes waarmee jy kan saamleef, om te sien of die besigheid vir jou kan werk, of voordat jy jou day job heeltemal los. Kyk waar kan jy afskaal met die een terwyl die ander een opbou. Hoeveel jaar moet jy bietjie ekstra insit oor naweke in die aande voordat jy in 'n posisie is om die een of die ander te doen. En ek dink dit kom ook maar met ouderdom en ondervinding, want as jy net uit skool uitkom, lyk alles net lekker en jy wil heeldag teken. Ja. Ek sê nog daar. Ja, dis waar. Ja, nee, ag, dit is regtig die waarheid, en ek kan so myself vereenselwig met dit wat jy sê. Ek het ook maar altyd 'n boksie met my penne en my sketsboek by my. En of ek nou sit in die kar langs die perdering en kyk hoe die kinders perdry en teken. Dit is nou maar net een van daai goed wat 'n mens moet doen, en ek teken ook baie laat in die aand. En ek het nie eers 'n oggendwerk nie. Ek dink as ek moet sê wat my oggendwerk is, ek is tuiskoolma, jy weet, so, en ek ken nie eens op die stadium regtig meer my kinders skool nie, want hulle is op platforms wat hulle eintlik maar self kan behartig. So ja. Jou gunsteling illustreerders, na wie se werk kyk jy? Om ons 'n bietjie voor te stel aan ander illustreerders, en na wie kyk jy op? Wie is jou idols? Ek moet sê ek het 'n wye verskeidenheid van mense wat ek na kyk. Ek meen, julle is almal ook 'n SWS aanhanger, so al 3 daai persone is so divers, maar iets in elkeen se werk. Jake Parker met sy comics, hoe hy sy inking doen en net die tonne detail in al die robotte insit. Dit is fascinerend. Lee White, wat ek is mal oor sy waterverf, en is net so, ek het daar sy boek Pretty Planet gekoop, en dit is, ek wil net kyk na die boek heeltyd, dit is so mooi. Hy is vir my fenomenaal, want dit is vir my baie moeilik om so los te werk. Want dit is so los, maar jy kan presies sien wat daar aangaan. En daai balans van die los en vats is goed. En Walter is goed, is net alles cute en fun en 'n mooi styl. So hulle is 3, ek voel ek kan sê ek het met hulle groot geword in my illustrasie beroep, want dis waar ek begin het met hulle kursus en hulle podcast, en mens volg hulle lank. En dan van Suid-Afrika, ek meen Piet Grobler se goed is net, maar ek voel sy goed is meer vir 'n ouer audience bedoel. As kind sou ek nie daarvan gehou het nie. Want dis bietjie donker en weird. Dit sou nie vir my 'n mooi kinderboek styl gewees het as ek dit nou so Alhoewel van sy boeke, ek het dit gekoop net omdat dit vir my so unbelievably mooi is, maar my kinders het ook gesê, kom koop maar hierdie. Jy weet, op daai stadium was hulle nog bietjie klein, hulle het gedink ek koop dit vir hulle. Soos nee, moenie worry nie, dis vir my. Ja, maar dit is snaaks. Verseker, maar mense soos daai is baie goed. En dan ons SCBWI, sy is nou die regional hoof van Suid-Afrika. Sy was eers net die illustreerder hoof
hoof Emily House is ook haar styl is net vir my so sag en textured en dan het ons 'n paar in SCBWI wat ook net vir my die mooiste styl het en almal van hulle is nie eers al gepublished noodwendig nie. Ja. Hulle noem hulle self nog upcoming illustrators wat hulle nie Wow. moet nie want ek kyk soos op na hulle. Ja. Ons het eintlik soveel talent in die land en mens Ja, weet nie van die mense nie en dan voel ek jy's daai mens kort net 'n breek. Hy kort Ja. net daai een kontak net dat die werk bekend kan raak. Ja. Ja, dis maar waaroor Ja. ek en Lyn ook Ons kry so elke keer so nou en dan so 'n bietjie ietsie. Ja, Mens kry ietsie om jou net aan die gang te hou. net om die Terrible. hoop lewendig te hou. Meskie Miller was vir ons soos hoogtepunt. Dis so 'n abusive verhouding. Ja, dit gaan terug vir nog. Ja. Nee, maar dis ook nog iets van daai tyd, daar was 'n paar publiseerders wat gesoek Ja. het en omdat ons in daai netwerk was, het Ja. ek ook op nuwe mense se boeke gekom en ek het Ja. ander mense wat nog nooit 'n boek gedoen het nie, het Ja. op daai mense se boeke gekom Ja. en ten minste nou Ja. het jy al 'n portfolio en jy kan al sê ja, maar jy Presies. het al vir Dit hierdie help mense baie. gewerk. So dit sit net Ja. bietjie nie krediet agter jou naam nie, bietjie geloofwaardigheid Ja. agter jou absoluut. naam dat jy nou al iets Ja. gedoen het en jy moet altyd maak asof jy alles al gedoen het en weet Ja. presies waarvan jy praat. Ja, Dan figure uit jy dit uit na die tyd. Ja. Ja, my man's altyd fake it till you make it. Ja. Hoorie, so Seker, vertel my so, jy het nou so vlugtig genoem portfolio. Hoe stel jy jou portfolio saam en hoe hou jy dit op datum? Want ek weet met myself, my klein bietjie werk wat ek doen, is dit nogal vir my 'n uitdaging om die hele tyd die goed aktueel te hou en by te voeg. En omdat ek digitaal so dof is dit elke keer van voor af vir my 'n uitdaging. So ja, hoe hou jy dit op datum en hoe gereeld dateer jy dit op ensovoorts? Nie gereeld genoeg nie. Want jy werk baie. Ja. So een keer 'n jaar dan dink ek ook moet dalk nou hierdie jaar se boek of 3 se goed bysit. Ja. Ek kry nie eintlik tyd om stukke te maak spesifiek vir jou portfolio nie want ag daar's 'n lysie van goed wat jy eintlik moet in hê om waarna mense kyk. Ek meen daar's baie sulke lysies beskikbaar, maar BS of 3-point perspective het ook so 'n lys wat hulle vir mense voorstel. Maar wat ek probeer doen is daarom elke keer na elke boek of elke tweede boek, dan sorg ek dat daai boek se voorblad inkom en 1 of 2 van die illustrasies. En 'n goeie raad wat ek nie altyd volg nie, is om nie te veel te hê in jou portfolio nie en wanneer jy bysit, jou nuwe werk bysit, haal die swakste een uit. So gaan deur jou portfolio of 'n 10 of 20 stukke is en jy sal dadelik weet watter een jy oorwonder of watter een van daai 20 is nou die swakste een. Okay. Dan haal jy hom uit en sit die nuwe een in. En op so 'n manier, al is dit stadig want jy gaan nie elke maand vir iemand 'n portfolio stuur nie, dan kom dit dan 'n bietjie nie. Mooi, dis goed, jy moet. Wat se raad sou jy nou vir iemand gee wat nou regtig wat nou nog niks het nie? Want en nou het jy nie, want jy het nie reference nie. Ons was so dankbaar dat ons nou so 'n bietjie ekstra reference het en dit het 'n groot verskil gemaak. Dit gee mense ook so 'n bietjie meer selfvertroue om te cold call. Maar vir 'n ou wat nou nog niks het nie. Ek weet daar's al daai lysies, maar weet hulle het nie eers baie mense weet nie van die lysies nie. Ja. So ja, hoe doen jy dit? Wat sê ek gaan nou 'n portfolio opstel. Die beste raad wat ek sou gee is vat 'n bekende storie Ja. en doen jou tyd daarop. 'n boek Nee, julle boek dummy nie, want jy wil nie net een boek in jou portfolio plop nie. Kies Hansie en Grietjie of Rooikappie of iets wat almal die storie ken of 3 varkies. Dan maak jy 'n voorblad en 1 of 2 spreads vir daai boek. Want daar wys jy klaar, jy kan 'n treffende voorblad maak en mens kan sien dat jy dieselfde karakters in verskillende posisies en verskillende emosie kan toon. So as jy 2 of 3 spreads het van die boek wat die karakters dan deur beweeg, dan kan 'n uitgewer reeds sien jy kan 'n karakter konstant hou en
doen een volspread, doen een blaai en doen een spot, dan sien die uitgewer reeds, maar jy verstaan die verskillende prentjies of maniere van layout wat nodig is in 'n kinderboek. Maak seker jy het spasie vir teks wat dit duidelik maak. Sit selfs 3 lyntjies teks daarin van Rooikappie. Jy weet, Rooikappie stap na ouma toe iewers in die bos. Sit dit in dat hulle kan sien jy weet die fynere detail van kinderboek illustrasie. En as jy klaar is met een, sit Hansie en Kriekie by. En dan bou jy so jou portfolio, doen een met diere, doen een met mense, doen dit direk of maak die goue lokkies en die 3 beertjies, verander dit en maak goue lokkies 'n slang of 'n krokodil of en die 3 vissies of wat ook al. As jy hom nie direk soos wat ons hom ken maak nie, sit 'n ander spin op hom. Maar dat dit nog steeds daai storie is. En op daai manier dan bou jy jou portfolio met goed wat mense aan kan relate, wat is die Afrikaanse woord? Ja. Ja. En jy kan dit showcase wat jy kan doen, jou skills. Ek praat so lelik vandag, jou skills kan wys. Ek dink dit is die groot ding, is om weer te gee wat jy kan doen, wat jou vaardigheid is. Ons het nou klaar, ons het nou gepraat oor die groot kompetisie en die industrie. Is daar enige opkomende projekte of droomprojekte waarin jy graag wil werk of waarin jy reeds werk? Wat is in die pipeline? Ek weet jy nou gesê jy is besig met daai reeks en daar lê nog so 'n paar van hulle voor. Is daar iets anders wat vir jou ook uitstaan wat excitement opbring? Ja, ek het op die stadium kontrak al geteken vir nog 2 boekies wat later die jaar uitkom van 'n nuwe skrywer, nuwe skrywer vir Lapa wat ek ook saam voorgelê het. So ons sien baie uit na daai boekies. Dis 'n baie interessante storie. Ons kan nou nog nie veel sê daaroor nie. En dan die reeks met die 7. Ons noem dit nou maar die 7 en die insekte reeks want dis saadjie spinnekop met 7 bene. Dan gaan dit so aan, het ook al reeds 'n volgende een wat voorgelê word, en so ek sien verskriklik uit om nog saam met Rihanna Skeepers te werk, en dan om met groot skrywers soos Fanie Viljoen te kan werk, is vir my 'n groot voorreg, want die publiseerders is ook baie versigtig wanneer hulle nuwe illustreerders saam met skrywers sit wat nog nie saam was nie. So dis vir hulle 'n moeilike besluit wanneer om iemand saam te sit. Party skrywers is baie moeilik en dan moet hulle ja en amen illustreerder by daai skrywer sit om die skrywer gelukkig te maak. Party skrywers worry nie, maar die illustreerder soek heeltyd inset. Dan moet die publiseerder heeltyd inset en terugvoer gee. Ander wil uitgelos word en net op hulle eie aangaan. Hoorie so, en as jy nou sê dat die skrywers en jy doen saam die voorlegging, kontak die skrywer jou dan direk persoonlik, reik jy uit? Of is hoe gebeur dit? Want dit is ook nogal 'n ander manier om te beraad. Dit is nie regtig hoe dit werk nie. Dis want ek het nog nooit daarvan gehoor nie. Nee, dit is die skrywers met wie ek saam voorleggings gedoen het, is skrywers wat ek leer ken het op 'n totale ander manier. So ek en Rihanna Skeepers het mekaar leer ken in Nature's Valley terwyl ons op vakansie is, deur iets heeltemal anders, en toe het ons begin aanklank by mekaar vind en saam 'n storie ontwikkel en dit so saam voorgelê. So, en dieselfde met die ander skrywer wat nou hierdie maand wat ek hierdie maand aan begin werk, is ek het reeds die kontak by Lapa gehad en ek het voorheen saam met haar gewerk op iets anders. Toe het ek vir haar gesê, maar ek sal die voorlegging doen saam met illustrasies en solank van my kant af illustrasies doen op risiko, as mens dit so kan sê. Want die uitgewer kan net die manuskrip vat en sê, o ja, ons wil die storie publiseer, maar ons gaan nie hierdie illustreerder gebruik nie, want die skrywer sit nie geld in nie. Die publiseerder dra die geld en die risiko, so dit is vir hulle oop om te besluit. So die manier wat dit nou gewerk het met van die boeke is maar uitgekom uit persoonlike verhoudings wat mens nou al gebou het met mense en met jou publiseerder.
So dis nie normaalweg hoe dit gebeur nie, of hoe dit werk nie. So hoe mens inkom by die publiseerder is 'n skrywer sal 'n manuskrip instuur, heeltemal sonder enige illustrasies, en die publiseerder sal op grond van die manuskrip dit goedkeur of afkeur. As hulle dit goedkeur, werk hulle eers saam met die skrywer aan die manuskrip tot hy reg is, dan besluit hulle watter illustreerder wat in hulle databasis is, so as jou portfolio daar by hulle lê, of hulle het al met jou gewerk, dan besluit hulle watter styl sal pas by hierdie manuskrip, en dan kontak die publiseerder jou. Soos met Fanny Viljoen se boek. Die publiseerder het gesê, hulle voel my styl sal by hierdie boek pas. Ek het nie vir Fanny vooraf geken nie. En dan vra hulle vir jou, sal jy belangstel, is jy beskikbaar, dan begin die onderhandelings, en dan teken jy kontrak en dan illustreer jy. Ja. So dis die standaard proses. Standaard, Ja, ek het ook nog 'n ongestandaardiseerde uitvoerlegging wat ek moet doen met my boek wat ek skryf en illustreer. So dit maak dit baie moeilik. Dis hoekom ek op hierdie stadium, want ek het nog nooit digitaal regtig gewerk nie, en ek moet nou leer hoe om die layout, so ek moet nou eintlik leer hoe om almal se werk te doen, want die layout is, die uitleg daarvan is so ingewikkeld, dat ek dit nie eintlik in iemand anders se hande kan sit nie. Ja. En So ek is besig met wat dit wil bereid is om te doen. Ja. Eintlik is dit ek wat 'n bietjie 'n kontrolfreak is, want ek het 'n sekere manier wat ek dit graag wil hê, en ek kan dit nie regtig toevertrou aan iemand wat nie weet wat my visie is daarvoor nie. So nou is ek besig met, ek is al vir 2 weke besig met crash course van InDesign, want ek ken glad nie die program nie. En 'n uitgewer waarmee ek nou werk, my dogter bring haar boek uit. So die uitgewer het, ek het deur haar by die uitgewer uitgekom, en die uitgewer het gesê, sy wil nou nie werk wegwys nie, maar as hy my kan raad gee, en dit gaan makliker wees ook, dan moet ek eerder InDesign self leer. Om dit makliker te maak, en dan kan ek terugkom na haar toe. Dan is hulle baie bereid om my te help. Ja, Maar maar dan het hulle nie te betaal daarvoor nie. Ja. Ek het nie Adobe nie, ek het Affinity gekoop die suite, want dit is once-off fee. Okay. Waar Adobe se goed, InDesign en Photoshop is alles subscription based en is verskriklik duur. So Affinity het dieselfde programme. Affinity Photo is Photoshop, Affinity Publisher is InDesign, en Affinity Illustrator is wat's Adobe se ander program. Ek weet nie eers nie. Foto, wat? Ja. Maar In elk geval, hulle het al 3. Lightroom, ek dink. Nee, daar's nog 'n ander een. dink dit Wat is meer ook soos die een graphic Illustrator. design. Ja, dis dalk ook dit is Illustrator. Illustrator, ja. En Dis ook Affinity Illustrator. sin, wat Ja. sy naam? Designer, skus. Affinity Designer is soos Illustrator. Affinity Publisher is soos InDesign, Affinity Photo is soos Photoshop, maar dis 'n once-off fee. En ek het dit gekoop om te werk op my iPad en op my rekenaar, so ek het die full suite. So sou dit nodig wees om layout te doen. Ek het al hierdie boek se layout het ek self gedoen. Want ek het daai diens ook verskaf aan die persoon in Engeland en ook een in Amerika. So ja, dis maar net wat ek vir mense wat nie elke dag daarop werk en soveel wil betaal nie. Ja, ek moet sê ons het die studente weergawe van dit vir my dogter kon kry omdat sy nog op skool is. So ons het die studente weergawe en ons betaal daarvoor deur die besigheid. So dit maak dit 'n bietjie makliker of goedkoper moet ek sê, maar dis ook nie die volle weergawe nie. Dit is 'n verkleinde weergawe daarvan. Wat ook alright is, want ek sien by die kursus wat ek doen, al die funksies wat nodig is en wat ek is daarin. En my man het al vir my in 2022 het hy vir my 'n groot tablet gekoop wat eintlik nog steeds in sy boks staan. So ja, ek dink dit is tyd. Ek dink dit is tyd om hom uiteindelik uit te pak. Ek dink ek is reg daarvoor. Wat 'n tablet is dit?
man. Jy kan sien hoe hard hulle Dis daaraan 'n- werk. Dis ja. Wacom. Nee, dis Nee, die so- Sintiek. Ja, Ja. Wacom Ja, Wacom Wacom is Sintiek. Ja, maar dit Ja. is die groot ene. En ek voel so sleg want my man het 'n plaas se prys betaal vir die ding. Okay, maar dan moet jy Photoshop ook leer want dan gaan jy Ja. Photoshop gebruik op hom. Ja, Ja, maar dit is die ek het gister eintlik my voorblad begin doen want ek dink as ek 'n voorblad het en ek kan dalk so 'n bietjie ja, ek dink dat ek 'n voorblad het en daar is iets om te wys van die boek so lank want ek is nou al Ja. 5 jaar lank besig met die boek. Niemand hoef te weet nie. Wel almal weet nou. Maar ja, as ek dink as ek net ietsie konkreets het, maar die opwinding daaroor is maak my opgewonde en dan werk ek vinniger daaraan. Maar ja, dit is tydsame proses. Maar ja, so dit is vir my baie ek kan net aan die Engelse woord dink, encouraging. Om na jou verhaal te luister en te hoor hoe jou proses ook begin het en definitief inspirerend met SWF se Ja. die Pro kursus. Ek dink Ja. want eintlik beoog ek dit dat my dogter dit doen volgende jaar na skool, sy doen nou matriek. So dit was ons eerste kursus op die lysie vir volgende jaar wat sy sal doen. Lekker. Buite die skryf omdat sy is eintlik eers 'n skrywer dan 'n illustreerder. So maar sy het saam by my Miller gewerk en baie vinniger ook gewerk as ek en Lyntjie Sy het baie gekombineer. sy het ons Die kinders is vinniger want hulle worry minder. Hulle sê, "O, ek moet nou hierdie Ja. prentjie teken," dan teken hulle. Ons is jy wil hom Presies. eers beplan en die karaktertjie ontwikkel en hulle sê dis niemand doen dit net. ja, Sy was 'n regheid van vooraf gewees, geen sy het beplanning nie, opset direk op ons- haar finale papier gewees. opset ons alies geskop. Ons het dit heeltemal oordink en in trane uitgebars as die goed nie reg En werk. dis sy besig om aandete te maak. So dit was fantasties. Ja, ek het gaan maar- nie goed maar vir my Risa- self doen. Jy hoef nie te voel as jy op 'n tablet werk, beweeg jy weg van die een na die ander nie. Jy kan dit Ja. kombineer. Ja. Veral as jy sorg dat jy leer jou brushes en jou goed ken op Photoshop, dan kan jy naderhand nie Ja. sien wat 'n stukkie is ingescan en wat 'n stukkie is na die Ja. tyd nie. Ja. Want jy edit dit in jou styl met die mediums wat jy fisies ook gebruik en dan is daai kombinasie net vir jou makliker om goed rond te skuif en Ja. veral op 'n voorblad as die banner is nou bietjie klein maar en dan maak jy hom bietjie groter en jy sit 'n potloodstreepie by en jy hoef nie weer dit oor te doen en te scan of te Ja. drag op Photoshop en te Ja, dis pixelate die nie. probleem, ja. Ja. So die Ja. kombinasie werk baie goed. Ja. En met Procreate is dit ook 'n once off, jammer vir my Engels, nê? Hoe be- Met jou Procreate. Die O, program. vir die program. O ja, dis Ja. goedkoop. Dis is R300 dan is dit klaar of so iets. Of in 'n store. Procreate is baie goedkoop. Ek kan nie eers onthou. Dit was Het jy- nou Maar dis net vir Apple. Ja. En dan in jou het jy ekstra brushes gekoop. Ek nie het teen rarig die nie. tyd al so 1 of 2 bundles Ja. bygekoop. Okay. Maar ek meen jy sit dit ook deur jou besigheid. Dis soos of jy nou vir 'n nuwe Ja. waterverf gaan koop of nuwe kwassies koop. Ja. Ja. As jy iets sien wat jy voel jy gaan gebruik en waarvan jy hou, koop dit en ontwikkel dan jou eie styl uit die magdom wat beskikbaar is. Ja, Ek wat sou daar nie beskikbaar sê is. gaan koop dadelik 'n klomp brush Nee. packs nie, Nee. maar as jy daar's een illustreerder, Lucy Fleming, wie se werk ek baie lief vir is want dis baie tekstuur. Dis Ja. baie textured en dit lyk net of jy daaraan kan vat. Jy kan sien hoe gaan die Ja. potlood of die charcoal en ek het van haar brush sets gekoop Okay. wat ek van daai goeders dan gebruik Ja. as van my gunstelinge waarmee ek werk. En dan, so waar kan ons vir die ouens wat luister, ek dink ons moet dit sommer ons sal dit in die begin ook opsit dat die mense na jou goeders kan gaan kyk voordat ons vir hulle luister. Dryf voor die. Ja, ons kan dit doen. Dankie. Waar kan die mense na jou werk gaan kyk en waar kan hulle jou volg en hoe kan hulle jou ondersteun? Ek het 'n webtuiste. My webtuiste, ek glo ons sal dit in die description sit, Ja. maar dit is www.illustrationsbyelsaby.co.za. My Instagram is illustrationsbyelsaby.
My Facebook, Illustrations by Elsabe. So alles lyn mooi op. My e-mail is ook elsabe@illustrationsbyelsabe.co.za. So mense is meer as welkom om my te gaan follow. Ek hou gewoonlik 'n boekbekendstelling met elke boek wat uitkom in Pretoria, selfs al is ek 'n illustreerder en nie die skrywer nie. So ons hou 'n groot boekpartytjie en al die kinders kom en ons doen 'n dress-up en ons doen 'n voorlesing en 'n poppekas en dis sommer verskriklik lekker. So vir almal wat kinders het en uitsien na die volgende boeke, gaan volg my op sosiale media. Dan sal hulle sien wanneer is die volgende boekbekendstellings. Enige skrywers wat self publiseer is welkom om my ook te kontak. Ek moet net so lank begin spaar want illustrasies is maar 'n duur deel van die boek. Ja, mense verstaan nie altyd daai nie. Nee. Ja. Ek kry ja. baie requests en dan hoor ek nooit weer van die mense nie. Ja. Ek seker van jy kry dieselfde. Ja, ek het 'n lang e-pos met eers 'n klomp vrae van waar jy trek en waaroor gaan jou boek want almal soek net hallo, wat kos 'n kinderboek? En dan sê sy nee, ek wil eers weet of ek jou boek wil illustreer voor ek vir jou gaan sê wat dit jou miskien gaan kos. So dis maar nog iets jy koppel jou naam aan iets wat buitentoe gaan. So jy moet seker wees jy kan jou passie daarin sit voordat jy dit die wêreld instuur. Ja. Okay, en dan ons weet nou dat jy luister na 3-point perspective soos wat ons lot ook doen. Waar anders luister jy? Luister jy musiek, audioboeke? Wat is buiten 3-point perspective? So dit hang af watter tipe werk ek doen in terme van my proses. Wanneer ek aan die hoe sê hulle die deep work doen wat jy moet dink en moet lees en beplan, dan sal ek musiek aansit. Wat net in die agtergrond speel en nie my aandag aftrek nie, maar sodra ek verby hierdie fase wat ek al my thumbnailing gedoen het en my beplanning gedoen het en amper nie meer met die teks werk nie, dan sal ek as ek in die aande werk baie keer series opsit in die agtergrond terwyl ek werk of ek sal audioboeke luister. Murder mysteries nie, want ons kry so baie van ons kunstenaars wat murder mysteries luister. Real gruweldade. Nie fiksie nie. Nee, ek sit gewoonlik maar een of ander fiksie wat ek kan niks politiek kyk of luister nie, want ek kan nie bybly met wie kwaad vir wie nie. Dit moet iets wees wat jy so half nou en dan kan opkyk en of jy kyk Gilmore Girls want jy kan hoor wat hulle sê en jy weet wie praat. Jy weet so tipe iets. As jy die karakters al ken, dis eintlik maar net agtergrond genoeg, maar dit hou jou besig en net dat die tyd bietjie verbygaan. En ek luister audioboeke. Dit het ek ook begin doen. So dit wissel maar in podcasts partykeer ek deur 3-point perspective, so dit pla my want ek kan nou net een keer 'n week of so daarna luister, maar dit het ek vir baie lank weer geluister. Het jy en Elo chat ook. Het jy al 3 Ships geluister? The Good Ships. Good Ship illustration. Ek het, maar ek moet bietjie meer konsentreer omdat hulle aksent so sterk is. Hulle is nogal interessante aksentjies. Een van daai meisies, die jongste een, sy is ook 'n graphic reader. Recorder. Graphic recorder. Ja, toe ek dit sien, is dit ook vir my nogal interessant, want ek dink daar's baie illustreerders wat as jy jou goed so skei en mense leer jou net ken as die een ding, dan weet jy nie eers van die ander een nie. Ek het nie tyd om nog websites of accounts of iets te manage nie, so my goed is maar alles de mekaar. Of ek vergeet om te post, maar as daar 'n boek uitkom, onthou ek, jy moet nou weer bietjie bemarkings doen en publisiteit doen en die uitgewers hou ook daarvan. Dis nog 'n ding, as hulle sien jy doen moeite en jy bemark, dit word nie van jou verwag nie. Maar volgende keer onthou hulle, maar daai illustreerder het ook moeite gedoen met die bemarking. So kom ons gebruik haar weer. So dit is nog baie. Ja, ek moet sê, ek het ook nou al in my vorige lewe waar ek se paar kinderboeke geïllustreer het. Ek het hulle almal.
het ek ja, dit was nogal sal nie sê 'n voorvereiste nie, maar dit was nogal vir hulle ook belangrik geweest Ja. dat ek wel 'n sosiale media presence het. Mense moet weet daarvan, maar ook nie ek het ook streng kontrak gehad dat ek nie te veel mag uitgewys het nie. Maar nou ja, dit is nou maar net alles deel van die lekker speel. Ek moet sê ek kan nie myself indink om enigiets anders te doen nie. Ek is heeltemal oorgekoop vir illustrasiekuns en ek is die laaste week buite nou dat ek die kursus mee besig is, het ek so met net myself probeer kreatief te hou want my oë begin nader aan skeel te kyk vir die skerms die kursus wat ek doen. Het ek klein skilderytjies begin doen vir my kombuis want ons is besig met renovations en dit is so anders. Nou wil ek op my canvas met 'n pen teken. Jy kan eintlik. Ek doen want op die einde van die dag is dit nou hoe ek gemaklik voel, maar nou besef ek net ja, dit is heeltemal anders en ek geniet die illustrasiewerk soveel meer as verf. Dit is soveel skoner. Baie skoner. Ja. Ja, julle is ook nog iets, ek gee ook art journaling workshops, wat weer heeltemal anders as illustrasie is, en julle gee ook seker almal kunstklas of workshops, of mens vul dit altyd aan met so iets ook. Ja, mens moet. Ja, Ja, mens en moet dis maar. ook, ek dink dit voed mekaar op 'n sekere manier Ja. baie keer, dat mens nie te, ja, net om jouself ook Los te hou. los te hou, ja. Dis Ja. vir my ontspannende deel, want dis low pressure, ek moet iets doen wat Ja, die gemengde groepie wat elke week kom Ja. kan doen ja, in 'n koffie shop, want ons doen Ja. dit daar, jy moet dit in 'n uur kan doen want dan is die Ja. tyd verby. So Ja. dis net lekker los en kreatief en ja, ek kan doen waarvoor ek lus is, want ons volg nie 'n syllabus nie, ons ja. doen eintlik wat ek wil doen en almal dink is baie lekker. O, dit klink baie lekker. Ja, en 'n mens bou ook kontakte op, want dit is mense is alleen in jou studio en dit word baie lekker, naderhand wil jy met niemand praat nie. Maar dit is ook belangrik, daar kom mens ook in aanraking met verskillende mense. Ja. Maar ja. Ja, ek het reeds nou die vooruitsig van 'n werkswinkel wat ek weer wil gaan doen in Hartbeespoortdam. Ons het nou 'n jaar terug hiernatoe getrek, so ons het getrek van die Hartbeespoortdam af. En dit is die mees uiteenlopendste vroumense, van ouderdomme tot walks of life, tot enige iets. En ek mis dit so, dis hoekom ek terug gaan om 'n werkswinkel aan te bied, want ek voel net, dit het my, en hulle doen net olie skilderye, so, Wow. ja, en dis 'n regte uitdaging vir my. Ja, so hulle almal se huise hang nou vol skilderye. Hulle het begin ook net, eintlik het ek begin met hulle met illustrasiekuns, toe besef ek hulle visie en my visie is net glad nie dieselfde nie. Hulle wil nie 'n prentjie in 'n raampie sit en hom dan teen die muur opsit nie. Hulle wil 'n prent gaan laat raam wat geverf is. En nou geniet hulle dit so en ek mis dit. Ek mis dit. Maar illustrasiewerk is my eerste liefde. Maar hoorie, so ons wil vir jou baie dankie sê. Ek het nou baie lekker met jou gesels. Ek dink dit is vir my kosbare inligting en Vir almal. ook ja, vir almal. Spesifiek vir my persoonlik is dit kosbaar want ek kan nie vir jou sê vir my hoe geslote voel ons Suid-Afrikaanse mark met illustreerders nie. Ek ken eintlik geen ander illustreerders behalwe Verlyn en my dogter nie. So dit was by SCBWI aansluit. Ja, ja, hoe sluit 'n mens aan? Want Gaan op hulle website en dan klik jy op South Africa, want dit is 'n internasionale assosiasie, maar SCBWI staan vir Society of Children's Books Writers and Illustrators, en dan klik jy op Suid-Afrika en daar kan jy sien wie's al die illustreerders en die skrywers in die land, en jy kan as beide aansluit, dit kos dieselfde. So dan is jy deel van die skrywers en die illustreerders groep, en daar's maandelikse Zooms, daar's 'n WhatsApp groepie, die skrywers dink ek kom elke 2 weke bymekaar wat hulle mekaar se manuskripte, kritiek, as illustreerders kan jy jou dummies voorlê en vra vir terugvoer as jy wil, of gesels oor kontrakte of moeilike kliënte of pryse. Almal is baie oop om
te deel met mekaar. Ons rekord juis nie ons illustreerder Zooms nie, want ons wil vryheid hê om te kan praat oor Ja. goed, en dat dit nie na die tyd uit konteks geneem kan word nie. Presies, ja. So dit is iets wat enigiemand wat vir my vir raad vra wat begin, dan sê ek, sluit asseblief daaraan, want as jy 'n vraag het, daar's altyd iemand beskikbaar om jou te antwoord. Ek kan nie elke 5 minute sulke lang WhatsApps noodwendig tik of service nie. Ek is Nee. altyd bereid om te help en te deel en tips te gee, maar jy kan nie 'n persoon se go-to wees en mense is nie altyd beskikbaar nie. So as jy in daai groep is, dan sal jy op enige dag iemand hê wat jou kan help en leiding gee. Ek dink ook elke ou se ervaring is anders. Wat jy dalk vind werk vir jou, werk nie vir die volgende ou nie. Ja. En jou ervaring met een publiseerder was dalk nie dieselfde vir die volgende ou gewees nie, jy weet. Ja. So ek dink ja, dit is Mens belangrik leer om dit te baie. doen. en Ja. Ja, so ag maar baie dankie. Soos ek sê, dit was vir my baie kosbaar gewees. En ek weet jou tyd is baie kosbaar, so ons waardeer dit regtig. En Dankie baie vir sterkte julle. vir al jou volgende goedjies wat voor lê. Ek is Ja. baie opgewonde om die volgende lot boeke van jou te sien. Ja. En keep up the good work. Dit is beautiful. Dit is regtig mooi. Ja. Ek's mal oor jou illustrasiewerk. Ag, dankie julle, baie dankie vir die geleentheid Dankie. ook. Dit was lekker gewees om met Dankie. julle te praat. Dankie, sterkte en lekker kinders oplaai en aflaai en Dankie. groot maak. Selfs dit daar. Baie dankie. Dankie. Mooi dag vir jou. Bye bye. Bye. Gepak. Nou, Hoe moet kom ons nie ons stop nie? kyk elke keer is hierdie 'n Die gestoekery. interface verander soos letterlik weekliks. Hoekom wil hy nie net stop nie? En stop. O, en meeting. Woohoo! Yay!